Môre, môre. Lily? So ons is alweer op pad. Gister was ons in Satoon provinsie gewees en dis die meeste tyd wat ons al ooit was. En dit was pretty amazing. Die pad was baie stunning geweest. Ek het nie Mooi highways, mooi natuur en ja, cool plekkies om oral langs die pad te stop. En Brendan het 'n waterval gesien en gesê kom ons gaan kyk. Want to be fair op die highway het hy gesê 1 kilometer en toe ons afdraai toe sê 8. So ons wou 'n paar keer omgedraai het op daai paadjie, maar baie bly ons het nie omgedraai nie. Dit was amazing waterval geweest. Anyway, enjoy die video. Ons is on On to the next. the next. Ons het nogal baie vroeg uit Pakmeng Beach strand uitgery. Want om eerlik te wees, ons het nie baie lekker geslaap nie. En ja, daar was natuurlik nou nie ontbyt ingesluit nie, daar was geen 7-Elevens naby nie. So ons het, soos ek sê, vroeg die pad gevat en toe by PTT Garage gestop om vol te maak en maar daar 'n standaard 7-Eleven breakfast geëet. Breakfast of champions. Ek moet sê nie een van ons twee het verwag dat dit so mooi sal wees op die pad nie. Ons het eintlik gedink dit gaan baie plat wees, maar daar was soveel berge en kraanse en as jy kan sien die limestone cliffs wat nou maar oralste in Thailand is. Maar dit was regtig 'n verskriklike mooi pad gewees en ons het dit, soos ek sê, nie verwag nie. So terwyl ons gery het ons ook deur 'n blokkadehalf gery, want in die suide van Thailand op die Malaysia border is daar baie konflik. Nou nie spesifiek in Satoon nie, meer in die ander suider provinsies, maar hulle is maar nog steeds bewus daarvan hierso en hulle het soldate wat langs die pad staan en maar net kyk dat niemand illegal die border van Malaysia af cross om te kom moeilikheid maak nie. So terwyl ons op die highway gery het, sien ons 'n bordjie wat sê waterval 1 kilometer. En Brendan sê toe kom ons gaan kyk, maar toe ons afdraai, toe sê hy die waterval is 8 kilometer. En ons het 'n paar keer gedink ons gaan dalk maar omdraai en terugry. Want dit was 'n verskriklike draaitjies en saaitjies paadjie gewees en daar was natuurlik 'n paar potholes. Maar ek is so bly dat ons toe nou nie omgedraai het nie en maar aangery het tot by die waterval, want dit was nou regtig 'n belewenis gewees. Baie keer in Thailand dan vat mense pad en dan dink jy, o nee, yes, waantoe is ons nou op pad? Maar dit is eintlik altyd so veilig en die mense wat mense van die pad sien is so vriendelik. Almal waai vir jou. Thailand is regtig, ek kan nie vir mense beskryf hoe veilig dit is hierson nie.
Om eerlik te wees, weet ek nie hoe het ons omgedraai op hierdie pad nie. Maar soos ek sê, ek's baie bly ons het nie omgedraai nie, want dit was definitief die moeite werd geweest. Yes, ons is by die stunningste plek. Net soos langs die highway het gesê waterval en toe besluit ons gaan die bordjies volg. En hier's geen entrance fee of niks nie en dis net in die woud en die waterval en die water is oral. Dis so mooi. Dis like unbelievable. Wat sê jy daarvan? Dit is amazing.
Wat 'n amazing stop. En soos ek sê, geen entrance fee nie. Jy stop en jy gaan in, dis net langs die paadjie. En ja, jy betaal niks nie. Dit was regtig amazing. In Chiang Mai het hulle ook sticky waterfalls, soos hierso. Wat nou natuurlik baie bekend is. Dis baie vreemd. Dit is soos minerals, ek dink calcium, en wat so oor die waterval, oor die klippe gaan, oor die waterval. En dit maak dat dit glad nie slippery is nie. Soos jy kan daarop loop, soos jy kon sien met die ou wat 'n video geneem het. Dis soos die naam sê, die waterval is sticky. Hierdie is die mees suid wat ons al was in Thailand, Satun provinsie. Hy is op die border van Maleisië. Die dorpie is maar net 'n vissersdorpie, soos ek sê, met 'n baie bekende pier, wat nou jou na Koh Lipe en 'n paar ander eilande toe kan vat. Dit kan jy ook na die groot eiland in Maleisië vat, Langkawi. So, dit is eintlik maar net 'n stop vir die mense kan oorbly vir 'n aand voordat hulle speedboats of ferries na ander eilande toe vat. Ons het al aangekom en ons het later die aand deur die dorpie gaan stap, maar daar het nou nie veel aangegaan nie. Al wat ek kan sê is ons was bly om 'n bietjie 'n plek te kry waar ons lekker kon slaap, want soos ek vroeër gesê, die vorige aand het ons nie veel geslaap nie.
Alright, dis ons ander hotelletjie waar ons nou bly. Dis 'n 1000 pad gewees ook. So 2 enkel bedjies. Ons het daar 'n ketel en koffie en TV en yskas. En die heel belangrikste, aircon en baie groot spieël. So ja, ons is in Satoon. Ons die badkamer met nog 'n baie groot spieël. Dus kyk maar, hoe is dit hierso? Ons het gedink om dalk van ons verblyf af, is reg langs die pier, wat jou na Khoi Lipe toe vat, om miskien vir 'n dag of 2 Khoi Lipe toe te gaan. Maar ongelukkig is dit rainy season en die weer was nie die beste nie, so toe besluit ons maar teen dit. Hallo.